Wat dit vir ons leer, is dat hierdie gawes moet funksioneer in die atmosfeer met 'n hart van liefde. Halleluja. As ons iemand baie keer sien binne in die gawes opereer, wat gebeur in jou hart? Jou geestelike volwassenheid word nie bepaal deur hoeveel gawes jy het nie. Sê saam met my, die hart is liefde. Gawes is die hande. Kom ons bid saam. Dankie, Here. Jesus, U is 'n vriend vir ons. U is die een wat hoop gee. U is die een wat altyd by ons is. U is die een wat ons nie los nie. Unfailing love beteken, U liefde faal ons nie. Maak nie saak wat nie, is U liefde daar. Niks kan ons van U liefde afskei nie. Nie siekte nie, nie moeilikheid nie, nie teenspoed nie, uitdagings, probleme kan ons nie van U liefde afskei nie. Vanoggend bid ek, Here, vir elke persoon in die bank. Ontmoet elke persoon. Heilige Gees, ek bid dat U by elke persoon sal wees. Dat U elke persoon sal ontmoet in die stille verteenwoordigheid van U. Heilige Gees, dankie dat U dit nou doen. Ek bid vir elke persoon wat pyn ervaar, wat siekte het, wat moet hospitaal toe gaan, wat bang is, wat weet wat gaan môre gebeur. Here, ek bid vir die wat weet, hierdie week gaan 'n moeilike week wees. Goed moet betaal word. Dinge moet gebeur hierdie week. Uitdagings lê voor by die werk. Uitdagings lê voor vir ons kinders. Here, ek bid vandag vir elke een. Karach mi hede si horoba senemente de bend. Malahaya so haide de mete giontro shamanantri me. Lo hai mi hede so gnama ha yenta rabahisa haina ochantimenti ba. Ramahaine neshiki mantra mahoi hada si gente bende kere beche. My kind, jy behoort aan my. My kind, ek is by jou. My kind, ek gaan jou nie los nie. Ek is by jou tot met die einde. My kind, ek is by jou. Dankie, Heilige Gees. Amen. Halleluja. Here, ons eer U vanoggend dat U met ons bemoeienis maak. Here, ons eer U in hierdie oggend dat U met ons bemoeienis maak. Dankie vir U kosbare liefde. Dankie vir U kosbare teenwoordigheid. Dankie vir U woord. Ons eer U dat U met ons bemoeienis maak. In die huis van die Here sê saam met my. Amen. Sê saam met my. Halleluja. Kosbare voorreg om vanoggend weer saam met julle te wees. Dankie aanbiddingspan. Baie dankie. Dankie ook vir daardie kosbare taal en uitleg en die bediening van liefde vanoggend. Jesus se bediening was daar maar iets kosbaar, was dit nie? 'n bediening wat gespreek het van krag en 'n bediening wat gespreek het van liefde. Jesus was en is en bly besonder vir ons elkeen vandag hier. Hy is die redder van ons harte, die koning van ons lewe. Maar Jesus het nie net gepreek nie. Hy het mense aangeraak. Belaatse mense wat verwerp was. Sy liefde was nie net een van woorde nie, maar sy liefde was een van doen. Is dit nie so nie? Jesus het nie net honger maag gevoed nie. Hy het 'n honger siel gevoed. Mense wat dors was na waters van lewe. Onthou julle die Samaritaanse vrou by die put? Hoe Jesus haar lewe getransformeer het deur ontmoeting?
Onthou julle die verhaal van die 10,000 mense wat gevoed is deur broodjies en visse? En hoe die Here 'n geloofsles vir hulle geleer het? Op die einde van die dag, van daar af na die storm toe gegaan het, hulle deur die storm gelei het en gesê het, verstaan julle nog nie? Wat moes hulle verstaan? Dat hy bemagtig is om enigiets te doen. Amen. 'n Kragtige bediening, nê, maar 'n liefdevolle bediening. Dis nog iets altyd wat my as kind van die Here na die kerk toe getrek het. Was die liefde van Christus. En as 'n jong mens om te ervaar hoe die Here deur sy kosbare gees in 'n mens se lewe werk en hoe hy jou transformeer, raak 'n ou bewus van hierdie ongelooflike krag. Want dinge wat ek nie kon doen nie op my eie, het hy vir my kom doen. Amen. Maar ons lewe vandag in 'n tyd waar die wêreld en selfs mense binne in die kerk en wil hê ons moet kies tussen twee dinge. Kies tussen gawes en kies tussen liefde. En daarom wil ek vanoggend met jou praat oor liefde is die hart en gawes is die hande. Amen. Wanneer ons praat oor die Heilige Gees, weet ons Jesus het in Matteus 7 gesê, 'n boom word geken aan sy vrugte, is dit nie so nie? En so sal ons geken word aan ons vrugte. Nie aan ons gawes nie. Maar dis amper wanneer ons hierdie uitspraak maak, is dat baie mense selfs in die wêreld sê, ja, maar julle moet net 'n organisasie wees wat lief het. Julle moet die gawes onderspeel. Die gawes is nie so belangrik nie. Die gawes is nie nodig nie, dis 'n bietjie oorbodig. Ek wil vir julle sê, as die gawes van die Heilige Gees oorbodig raak, op die einde van die dag word hierdie net 'n monument. Amen. As ek en jy by hierdie plek is en ons sê die gawes van Jesus en die gawes van die Heilige Gees wat in Korintiërs 12, 13 en 14 aan ons verduidelik en in Romeine 12 vir ons verduidelik, as daardie gawes maar oorbodig is, onnodig is, nie so belangrik is nie, dan word hierdie 'n monument. Is dit nie so nie? En daarom kan ons as kerk nooit sê ons het die een ten koste van die ander nie. Is dit nie so nie? Alhoewel Paulus met ons in Korintiërs 13 kom praat oor, as ons die gawes het en ons het nie liefde nie, is dit ook maar niks. Maar ons moet mooi verstaan wat 1 Korintiërs 12, 13 en 14 ons sê en wat dit nie sê nie. 1 Korintiërs 12, 13 en 14 sê nie dat tale verkeerd is nie. Dit sê nie dat profesie onbelangrik is nie. Dit sê nie dat kennis onnodig is nie. Wat dit vir ons leer, is dat hierdie gawes moet funksioneer in die atmosfeer en met 'n hart van liefde. Halleluja. Want waar hierdie twee saamkom, transformeer dit lewens. Weet, daar was 'n probleem in die Korinte kerk. En daarom het Paulus hulle aangespreek. Hy spreek hulle aan oor hulle liefdeloosheid. Hoekom? Want die Korinte kerk was 'n kerk wat ryk was aan gawes, man. Hulle was ryk aan gawes, maar hulle was arm in liefde. Vir hulle het die gawes gegaan oor hierdie meerderwaardigheid. Ek wil gesien word. Dit het toneelspel geraak. Die verhoog, soos wat ons het 'n verhoog geraak waar mense toneel speel. En ek sê weer eens vanoggend vir die aanbiddingspan, hierdie is nie 'n verhoog nie. Ons speel nie toneel nie. Hierdie is 'n plek van aanbidding. Maar die Korinte kerk het gefokus op hulle status, hulle geestelike trots. Hulle het hulle self gedurig vergelyk. Kom ons wees ek en jy eerlik. As ons iemand baie keer sien binne in die gawes opereer, wat gebeur in jou hart? Daar kan twee dinge gebeur. Ag, nie al weet dit nie. Of aan die ander kant, hy is so geestelik. Ek sal dit nooit kan doen nie. Hoe meet ons mekaar? Is dit nie so nie? Ek wil vandag vir jou sê, die Heilige Gees is in jou. En die Heilige Gees wil deur jou werk. En daardie selfde gawes wat ons gesien het in die Korinte en in die Handelinge kerk werk, wil die Here deur jou lewe gebruik om sy liggaam te bou, maar ook om sy koninkryk uit te bou. Amen. So daar was 'n groot probleem in die Korinte kerk. Dit het gegaan oor hierdie meerderwaardigheid. Ek is beter. En daarom spreek Paulus hulle aan en sê, hey, hierdie gaan nie oor menslike vertoon nie. Het gaan nie oor erkenning, het gaan nie oor jou nie. Volgens julle hart van liefde, julle hart van deernis, julle hart van omgee. En dis waarom in Korintiërs 12
en 13 geskryf. En ek wil gou saam met jou lees. Kom ons kyk gou. Hy begin so, daar aan die einde van hoofstuk 12. Begin hy en hy sê almal is tog nie apostels nie. Dink jy as ons almal apostels was, julle niks sou gedoen geword het nie. Almal sou gedroom het. Is dit nie so nie, hè? Nee, ons moet 'n kerk daar bou, nou wag ons almal, wie gaan die kerk bou? Ek weet nie, maar almal, daar gaan 'n kerk gebou word. Nee, ons almal is tog nie profete nie. Ons almal is tog nie leraars nie. Almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking? Spreek almal in tale? Kan almal dit uitlei? En hy vra hulle hierdie vraag. Hy sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes. En ek wys julle nog 'n uitnemender weg. In Korintiërs 13. Onthou, daar was nie hoofstukke nie, nê? Hy vloei so mooi saam. Hy sê, al sou ek dan die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal, 'n lydende simbaal geword. Hy sê, dan sou ek die gawes van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis, en dan sou ek al die geloof hê sodat ek die berge kon versit, en ek het nie liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En dan sou ek al my goed uitdeel, en dan sou ek met my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Net tot daar. En almal sê amen. Dankie Here vir die kosbare woord. Sien jy wat Paulus in hierdie hele gedeelte die kerk oor hulle liefdeloosheid aangespreek het, wou hy vir hulle gesê het, jou geestelike volwassenheid word nie bepaal deur hoeveel gawes jy het nie. Jou geestelike volwassenheid word bepaal deur hoe jy liefhet. Liefde is die maatstaf van geestelike volwassenheid. 'n belangrike maatstaf. 'n belangrike maatstaf. Paulus wou nog vir hulle een besonderse ding gesê het, dat al het jy hierdie gawes en jy het nie liefde nie, beteken dit niks nie, dis waardeloos. Maar aan die ander kant wou hy ook vir hulle gesê het, maar daar is 'n beter manier, sê saam met my, 'n uitnemender weg. Nie 'n alternatiewe weg en sê, ag, die gawes is onbelangrik, tale is onbelangrik, profesie is onbelangrik, genesende, woord van wysheid en kennis, liefdadigheid, barmhartigheid, lering, onderrig, al die gawes wat hy sê, hy sê nie daardie gawes is onbelangrik, of oorbodig, of onnodig nie. Hy sê hierdie pakkie van kragwerking deur die Gees, moet funksioneer binne die atmosfeer van liefde. Amen. En daarom wil ek ons aanspoor as Pinkstergelowiges. Soos wat hierdie woord nou gesê het, begeer haar die beste gawes. Maar sê Here, gee my deernis vir u kerk en gee my hart vir die wêreld daar buite. Here Jesus, mag ek lief hê soos wat u lief het. En dan bid ons daardie gevaarlike gebed. Here, breek my hart met die dinge wat u hart breek. Verstaan ons wat ons bid? Breek my hart met die dinge wat u hart breek. En dan is op 'n tydjie oordeel en afsydigheid in my hart. En mense wat ver van Jesus af is. Ek wil jou aanspoor, kerk van God. Begeer daardie gawes, maar funksioneer in die taal van liefde. Halleluja. Sê saam met my, die hart is liefde. Gawes is die hande. En ons gaan 'n bietjie daarna kyk, want ek wil hê ons moet 'n bietjie daaroor gesels en ons moet kyk na wat Paulus hier in 1 Korintiërs 13 sê. Ek wil verstaan wat hy sê, want hoor wat sê 1 Korintiërs 14 vers 12 vir ons. Hy sê, so moet julle ook terwyl julle streef na die geestelike gawes, probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente. Alles, sê saam met my, alles gaan tot opbou van hierdie liggaam, Jesus se bruid. Amen. Nie tot voordeel van myself nie, nie tot my erkenning en hoe belangrik ek is nie, maar tot stigting van jou. Die gemeente. Sjoe, sê vir jou langs jou, jy is vir God belangrik. Sê vir hom, die kerk van Jesus is vir God belangrik. Sy bruid. So wanneer ons met ons praat oor tale in 1 Korintiërs 13, hy sê, al praat jy tale van engele en goed, en jy spreek, is jy maar net 'n klinkende metaal. Wat beteken hy sê, jy maak maar net 'n geraas. Maar hoor mooi, het jy al agtergekom wanneer daar tale is, sonder uitleg, dan voel mense partykeer uitgesluit.
Ons sien dit wanneer ons gaan lees. Onthou wat sê Korintiërs vir ons hierdie hele gedeelte, 1 Korintiërs 12:13. Hy sê, wees kinderlik wanneer dit kom by sonde of die boosheid. Maar word volwasse in jou dink oor die werk van die Heilige Gees. Amen. So wat wil ons doen? Ons wil volwasse raak in die dink van die werk van die Heilige Gees binne in sy liggaam, sodat ek 'n kragtige instrument vir die Here kan wees, waardeur die gawes vloei, maar wat in liefde bedien. Amen. So hy sê, wanneer jy 'n taal het, en daar's nie uitleg nie, hy sê, partykeer word mense net uitgesluit. Waar sien ek dit? Hy praat oor die gedeelte in 1 Korintiërs 14. Hy sê, sien nou jy het 'n dankgebed en jy bid in tale. Hoe gaan die ander mense weet wat jy bid? Hoe gaan hulle dan saam met jou dank en lof aan die Here bring? Hy sê, daarom is dit so belangrik dat daar uitleg moet wees. Wanneer Paulus hier met die kerk praat, sê hy vir hulle, wanneer jy 'n taal het, bid ook dat die Here vir jou die uitleg gee. Wat 'n ongelooflike mooi voorbeeld was dit nie vanoggend nie. Van die Heilige Gees se werk. Wie van julle het uitgesluit gevoel in hierdie proses? Niemand nie. Hierdie was die manifestasie van die gawes in liefde. 'n Taal met 'n uitleg. Ja, maar profesie is baie belangriker as tale. Nee, kom ons maak tale onnodig. Dis nie belangrik nie. Hy sê, 'n taal met 'n uitleg is gelykstaande aan 'n profesie. Amen. Wat doen dit aan ons? Ek wil uitbreek in aanbidding teenoor die Here. Is dit nie so nie? Is dit nie so nie? Daarom sê ek vanoggend vir jou, dat wanneer jy wil hê die Here moet hier, wanneer jy begeer dat daardie gawe deur jou werk, broer, suster, bid en vra die Here dat hy ook vir jou die gawe van uitleg sal gee. Amen. Om daardie taal uit te lê, sodat ons in liefde kan werk, want ons wil, hoor wat sê hy? Hy sê ons wil mekaar opbou, ons wil mekaar bemoedig. Maar wanneer jy 'n taal het en daar's nie 'n uitleg nie, sê vir dan sê hy taal nie vir die gemeente nie, as hy taal vir jouself. OK. Moet dit nou ook nie as oordeel beleef nie. Neem daai taal, die Here wil met jou praat. En dalk was dit 'n loflied wat gesing word teenoor die Here. Hoor jy? Julle, kom ons funksioneer in liefde. Amen. Kom ons bou die gemeente op. Wanneer hy praat oor profesie, is dit maar dieselfde ding. Vir die kerk van Korinthe was hulle trots, hulle was veroordelend. Hulle wou mense wys hoe gesalfd ons is. Maar profesie se fokus is altyd om ander te bemoedig, ander te versterk, ander te troos. Gaan lees 1 Korintiërs 14 vers 3. Dis wat dit sê. Dis om te bemoedig, dis om te versterk, dis om te troos. 'n Ou pastoor het eendag vir my gesê, Jacques, as jy vir iemand 'n profesie gee 'n profesie met trane in jou oë, nie met 'n vinger in die gesig nie. Dit het my altyd diep gebly in my hart. Want iemand wat 'n profesie gee, ek kyk na die profete van ouds, daardie ouens het geween. Hulle het 'n deernis vir die volk gehad wat ver van die Here af is. En hulle het gesê, waarmee is julle besig? Die Here roep jou terug. Hy het jou lief, Israel. Hy het jou lief, kind van God. Hoor julle die ou profete se taal wat hulle gebruik het? 'n deernis, 'n liefde, 'n omgee. Ja, dit was harde woorde. Maar die hart agter dit altyd was om 'n volk te restoreer terug na hulle Vader toe, na 'n kosbare verhouding met hom. Ek wil jou aanspoor vanoggend. Mag ek en jy sê, Here, ek wil daardie gawe hê met my lewe werk. Onthou, hierdie is nie my gawe nie, ek is nou 'n profeet nie. OK, is 'n gawe wat gegee is, amen. Is God se geskenk om wat te doen, om hierdie liggaam te bou, om die koninkryk uit te brei, om 'n impak te maak. Julle, besef ons die waarde daarvan dat God deur ons wil werk. Halleluja. En dat hy ons in staat stel dat sy Heilige Gees deur ons wil werk. Hy kom en hy praat dan al het jy al die kennis. Het jy al agtergekom, as ons kennis het sonder liefde, dan argumenteer ons net. Is dit nie so nie? Nee, maar jy's nie reg nie. Jy's verkeerd. Gaan lees jou Bybel. Wat 'n konkordansie lees jy? Jou vertaling is verkeerd. Ja, jy geweet jy lees die 83 vertaling. Ha, uit die hel uitgebore. Dis beteken ons praat. Kinders van die Here, dis hoe ons praat. Dis hoe ons praat. Ek wil jou vandag aanspoor tot liefde. Hoe wonderlik is dit nie? As ons kinders van die Here bymekaar kom en ons kennis in liefde uitleef. En ons sê, die woord van God word oopgebreek vir gelowiges wat nie 'n skrif verstaan nie. Daar's 'n deernis en 'n opgewondenheid want deur my gesprek wil ek jou bring tot duidelikheid en lig
Ek kom nie met 'n hoogmoedige gees van alles, ek weet alles nie. Ek kom met 'n gees van sagmoedigheid. Want ons weet nie alles nie. Ons dink ons weet alles. Ons weet nie alles nie. Daarom het die Heilige Gees nodig. Daarom kom hy. En hy gee vir ons kennis en 'n woord van wysheid. Maar wat is die hart agter dit? Dis liefde. Dis liefde. Ek wil jou aanspoor tot geloof. Een ding wat ek agtergekom het in die kerk van Jesus, wanneer geloof uitgeleef word sonder liefde, is geloof hard en is ongeduldig. Ons hoor uitsprake soos, as jy maar net harder geglo het. As jy maar net meer vertrou het. Dis geloof sonder liefde. Geloof met liefde dra die las saam, maar het vertroue dat die Here jou omstandighede gaan verander. Geloof sonder liefde dra nie jou las nie. As jy maar net meer geloof gehad het. As jy maar net meer vertrou het, sal jy 'n deurbraak gebring het. Weet jy wat doen daardie woorde aan gelowiges vandag? Hulle sit met skuldgevoelens, omdat hulle die Here nie vertrou het nie. Is dit die hart van Jesus kerk? Die hart van Jesus om in liefde te opereer, dat as jy sterker in geloof is, om die wat swakker is, met 'n gees van sagmoedigheid te help, te onderskraag, te ondersteun, te bemoedig. Jy as gelowige, kom en jy fokus op God se trou, nie op daardie persoon se tekortkominge nie. Halleluja. Hoor julle iets vandag? Van die liefde van Christus. En dit het hulle nie in die Korinthe kerk beleef nie. Ek weet nie van jou nie. Ek begeer om in al die gawes te kan werk vir Jesus. Begeer dit met my hele hart. Maar mag dit altyd wees met 'n hart van liefde en omgee. Hy praat oor opoffering. Al het jy jou hele liggaam en jy gee dit om verbrand te word en al help jy almal, jy gee al jou goed weg. Daardie kerk het gegaan oor vertoon in die Korinthe. Het julle agtergekom hoe maklik gebeur dit in ons eie lewe, dat wanneer ons gee, dan word ons manipulerend. Ek het gegee. So julle moet dit doen wat ek gesê het om te doen. Hierdie diens is te lank. My 10de gaan minder word. Ons hoor dit soveel keer in 'n wêreld en dis hoe ons as gelowiges praat. Ek wil vir sê, as die Here jou geseën het om te kan gee, gee sonder vertoon. Gee, hoekom? Gee sonder erkenning. Hoekom? Want dis die hart van Jesus. Gee is beter as om te ontvang. As jy gee sonder erkenning, het ek vir jou goeie nuus. Sê vir jou langs jy het goeie nuus. Jou Vader, wat weet wat in die geheim gebeur, sal jou eendag beloon. Ek weet nie van jou nie. Ek soek nie mense se erkenning nie. Ek soek God se antwoord oor my lewe. Sy ja oor my lewe. Mag ons hierdie kosbare gawes wat ons ontvang het, nie afwater nie. Mag ons dit nie verwaarloos nie. Simfonie moet nie 'n monument raak van mooi gedagtes en oulike preke en mooi liedjies nie. Simfonie moet 'n kerk wees waar die Here aanbid word, waar die woord kragtig gepreek word, waar sondaars tot bekering kom, waar mense genees word, waar lewens getransformeer word, waar die gawes van God funksioneer. Dit is waartoe die Here ons roep. Halleluja! En in 'n tyd soos hierdie, is daar te veel monumente, te min krag van die Here wat sigbaar word. Te min! Kerk van Jesus, jy het 'n kosbare gawe ontvang. Ons is arm, as jy dit nie leef nie. Jy het 'n kosbare bediening ontvang. Ons is arm, as jy dit nie leef nie. Kind van die Here, hierdie wêreld is arm, as jy nie die liefde van Jesus uitleef nie. Kerk van Jesus, ons is geroep tot soveel meer en almal sê halleluja. Want jy sien, ek besef liefde sien 'n nood raak. Gawes doen ietsie. Liefde beweeg jou. O, my hart is geroer. Waar sal ons weet as ons harte net geroer is? Nêrens nie.
Soos op 'n bootjie waarheen. Nee, ek is geroer. Ons gaan maar, want jy weet nie. Dis wat liefde roer my, maar die gawes bekragtig my, halleluja. Die gawes bekragtig my om 'n instrument in die hand van Jesus te wees. Halleluja. Ek wil jou uitdaag vandag. Paulus sê en herinner ons dat die gawes kan nie sonder liefde funksioneer nie. Halleluja. Halleluja. Hy 'n hart van deernis en omgee vir mense. Die hart van Jesus. Maar nou aan die ander kant wil ek vanoggend vir jou sê, ons kan ook nie net liefde hê en niks anders nie. As ons sê ons het net lief as kerk, dan kan ons 'n bord hier buite opbring en sê ons is 'n welsynsorganisasie. Ons is nie net geroep tot dit nie. Ja, dis 'n groot deel daarvan, maar hoor my hart vanoggend. Liefde kan 'n maag vul, maar nie 'n siel nie. Net Jesus kan. Liefde kan 'n liggaam help. Kom ons rig oral klinieke op, maar dit kan 'n gees nie genees nie. Liefde kan sosiale geregtigheid bring. Ons hoor daardie woord elke dag. Maar dit kan nie geestelike transformasie bring. Net Jesus kan. Sien jy, want as ek net in liefde werk, is baie van die dinge my poging, my menslike poging. Maar die krag van God is nie daar. Ek weet nie van jou nie, kerk. Ek weet nie van jou nie, kind van God. Ons het sy krag nodig. Het jy al die afgelope tyd agtergekom hoe kragteloos is ons? Het jy al agtergekom hoe probeer ons op ons eie krag stoomroller, dinge maar probeer doen, maar ons is leeg en gebroke? Want eers in hierdie prentjie het ons gesê, net solank ons lief het. En ons het hierdie gawes, hierdie werk van die kosbare Heilige Gees in ons kerke, in ons dorpe, in ons huise oorbodig gemaak. Ek wil jou aanspoor, kind van die Here. Ons is geroep om lief te hê, maar om deur die gawes krag te openbaar in ons lewe. Amen. En in ons huise. Sien jy, want as ons net lief het, is ons niks anders as humanisme nie. Dis die sekulêre perspektief daar buite, want die mens is die fokus dan van alles. Jy word die bron van wat is waar en wat is reg en wat is verkeerd. So kom ons is vir ons is. Ons het uitsprake soos liefde wen. Maar niks verander nie. Kind van die Here, ek wil jou aanspoor vandag. Leef in liefde. Maar begeer die kragwerking van die Heilige Gees in jou lewe. Waar sonder jy nie kan nie. Halleluja. Daar is 'n katalisator in ons lewe. En dit is liefde en deernis. En Corrie, is dit nie so mooi, elke keer wanneer Jesus iemand bedien nie, sien ons in die woorde, is daar iets wat ek vir jou kan doen. Ons sien sy medelee, sy omgee. Ons sien toe hy in Jerusalem instap, het hy geween en die mense om hom wat honger was, het hy gesê, hy het hulle innig jammer gekry. Jesus se hele lewe, sy hele bediening was gekenmerk deur iemand wat medelee en deernis het. Maar sy bediening het nie daar gestop nie. Onthou julle wat lees hier Lukas 4 vir ons, hy sê, en die Heilige Gees is op my, het Jesus gesê. Sê saam met my, die Heilige Gees was op Jesus. Sê saam met my, die Heilige Gees woon in my. Jesus het 'n kragtige bediening gehad. Maar sy bediening was altyd gekenmerk deur medelee en deernis vir ander. Dit het nie net daar gestop nie. Okay, liefde is die hart, gawes is die hande. Die kerk se roeping is albei. Liefde en gawes. Ons taak as kerk is nie net om kos te gee nie. Ons taak as kerk is om te help dat lewens verander. Ons taak as kerk is nie net om mense op te hef nie, is om mense na Jesus toe te lei. Halleluja. Ons lewe vandag in 'n wêreld
Waar daar baie organisasies is wat mense kan kos gee. Daar's baie organisasies, man. Maar daar's twee dinge wat ons het wat die wêreld nie het nie. Ons het die liefde van Jesus en ons het die krag van die Heilige Gees. Halleluja. Ons het die liefde van Jesus kerk en ons het die krag van die Heilige Gees. Nie een van hierdie twee is onnodig, onbelangrik of oorbodig nie. As jy wil praat van die volle werk van die Heilige Gees, daar waar daar deernis en medelee is, daar waar daar 'n omgee is, daar skep ons 'n atmosfeer waar binne tale werk, profesie, geloof, kragtige werking, genesings, bemoediging, barmhartigheid. Halleluja. Dis in daardie area en atmosfeer wat ons dit begeer. So ek en jy as kerk is geroep om dit te hê. En dan onthou jy net hierdie vandag is dit wonderlik. Jy is geroep om die hart van Jesus te hê. Amen. Liefde. Maar jy is geroep om die hande van Jesus te wees. Amen. Amen. Blou het ons 'n paar maande, eintlik amper 'n jaar terug, gekonfronteer oor hierdie waarheid. Toe ons as gemeente uitgegaan het, ons het vir iemand sop gegee en daar was nie geleentheid gewees waar mense oor Jesus gepraat het nie. En die Here het ons lank terug as kerk al gekonfronteer oor hierdie belangrike saak. En ons het soveel uitreik aksies hierdie jaar waar ons kos en klere gee. Maar ek wil sê, dis juis in daardie omgewing waar ons inbeweeg vir iemand 'n sop gee. Lou, jy hoor, ek wil vandag het oor julle uitroep vandag, dat wanneer julle vir iemand 'n koppie sop gaan gee, dis op daardie oomblik, want dit die liefde van Jesus, die omgee, die medelee van Jesus se honger maag voed. Maar ek bid dat die Heilige Gees so kragtig in julle sal werk, dat daar 'n woord van profesie, 'n woord van lewe, dat daar genesing sal kom deur gebede wat julle gaan bid oor mense wat siek is. Ek bid dat die krag van God saam met julle met julle liefdesopenbaring wat julle uitleef, sal manifesteer wanneer julle die 6de gaan om daardie gemeenskap te bedien. Amen. En die kerk van die Jesus sê al met my, amen. Sien julle, dit gaan nie net oor kos gee nie. Dit gaan nie net oor klere nie. Is jy nog 'n instrument waardeur die Here kan werk in jou skool, by jou werkplek? Is jy nog 'n instrument waardeur 'n woord van lewe oor iemand se situasie gespreek kan word? En die Here roep ons dat ons in liefde en in deernis en omgee sy liefde sal uitleef. Kerk van die Here, saam met die gawes, saam met die liefde van Jesus, daar vind ware transformasie by. En ek wil jou vra in hierdie Pinkstertyd, begeer die gawes. Wat sy laaste versie? Hoe staan die saak dan? Broeders, man, vrou sê vir mekaar, hierdie is vir ons. Wanneer julle saamkom, kerk, dan het elkeen van julle 'n psalm. Elkeen van julle het 'n lering, 'n taal, of 'n openbaring, of 'n uitlegging, dat alles tot stigting geskied. En wanneer hy sê, laat alles tot stigting geskied, laat liefde julle fokus bly. Halleluja. So, wanneer ons dit dan doen, en wanneer ons dan vra vir bediening, dat mense nie skrikkerig is na weghardloop nie, dat mense nie voel ons word uitgesluit nie, maar dat hulle altyd so voel, die Heilige Gees trek hulle al hoe nader. Die Heilige Gees trek hulle al hoe nader. Hoekom? Want ek en jy is sy hande. Ek en jy het sy hart. Want nou vertrou ons dat hy deur sy krag deur ons sal werk, om hierdie liggaam van Jesus te stig, en sy koninkryk daar buite, by die wasfondasie, by Dr. Havinga, oral waar ons liefdadigheid doen, dat ons daar sy liefde sal uitleef, en 'n atmosfeer sal skep, daar waar God se Gees kan manifesteer, en lewens verander word, en getransformeer word. En die kerk van Jesus sê saam met my, amen.